50.000. Dis 'n groot nommer, né? Wel, dis die geskatte aantal mense wat elke jaar in die FSA by 'n noodkamer opdag vir 'n gif. 'n Gif wat jy nie kan sien, nie kan ruik en nie kan proe nie. 'n Stille bedreiging wat in ons eie huise kan skuil. Alright, kom ons duik sommer dadelik in. Vandag gaan ons die onsigbare indringer, koolstofmonoksied, heeltemal uitmekaar trek. Ons gaan presies kyk hoe dit ons liggame aanval en dan loer ons na die kragtige en ja, soms omstrede behandeling wat dokters gebruik om terug te veg. OK, so hier is ons padkaart. Ons gaan dit in 5 dele opbreek. Eers, wat is hierdie goed? Dan, hoe presies skaap dit jou liggaam? Derdens, hoe veg ons terug met suurstof? Ons gaan ook kyk na die groot debat oor die beste behandeling. En laastens, die allerbelangrikste, hoe jy jouself en jou gesin veilig kan hou. Goed, eerste dinge eerste. Wat presies is hierdie stille doder? Koolstofmonoksied, of kom ons noem dit sommer KM, is 'n gas wat geproduseer word wanneer enige iets wat koolstof bevat, soos hout, gas of petrol, nie heeltemal volledig brand nie. En die ding is, dis baie meer algemeen as wat 'n mens sou dink. En kyk net hoe alledaags hierdie bronne is, regtig. Ons praat van jou motor wat in die motorhuis leier, daai gasgeiser in die badkamer, die kaggel in die winter, selfs 'n braaier wat na my aan 'n oop venster staan. Enige een van hierdie dinge wat nie heeltemal reg brand nie, kan hierdie dodelike gas vrystel. En hier's waar KAM so ongelooflik gevaarlik is. Dis 'n meester van vermomming. Die eerste simptome, 'n hoofpyn, jy voel bietjie naar, duiselig. Basies, dit voel net 'n slegte griep of dalk iets wat jy geëet het. So jy dink niks daarvan nie. Maar intussen, terwyl jy dink jy moet net gaan lê, is 'n ernstige vergiftiging besig om pos te vat. En as dit nie vinnig gekeer word nie, wel, dan kyk ons na breinskade of selfs die dood. So, hoe presies rig hierdie onsigbare gas soveel verwoesting aan? Om dit te verstaan, moet ons 'n bietjie dieper delf, reg tot op 'n cellulêre vlak. OK, hier's 'n baie eenvoudige manier om hieraan te dink. Stel jou voor, jou rooi bloedselle is 'n vloot afleweringsvragmotors. Hulle werk is om suurstof, die brandstof vir lewe, na elke enkele sel in jou liggaam te vat. Nou, koolstofmonoksied, dis 'n kaper. 'n uiters doeltreffende kaper wat hierdie vragmotors kom oorneem. So wanneer hierdie KM-gas jou bloedstroom binnendring, klou dit vas aan die hemoglobien in daardie rooi bloedselle. En dit vorm 'n nuwe ding, karboksiehemoglobien of COHB. En dit is die kern van die probleem. Hierdie gekaapte bloedselle, hulle kan nie meer hulle werk doen nie. Hulle kan nie meer daardie lewensbelangrike suurstof aflewer nie. En hier is die skop. Dis die rede hoekom KM so dodelik is. Die gom wat koolstofmonoksiede aan hemoglobiene bind, is om en by 200 keer sterker as die binding met suurstof. Dink daaroor, 200 keer. Dit beteken selfs 'n klein bietjie KM in die lug kan 'n reuse klomp van jou suurstofvragmotors oorneem. Jou liggaam begin letterlik van binne af versmoor, al haal jy nog heeltemal normaal asem. So ja, daai kaping sit 'n absoluut verwoestende kettingreaksie aan die gang. Jou weefsel skree vir suurstof, dis wat ons weefselhipoksie noem. Dit lei tot massiewe inflammasie. Jou selle se kragstasies, die mitokondria, begin afskakel. En natuurlik, die organe wat die heel meeste suurstof nodig het, jou brein en jou hart, hulle word eerste en die hardste getref. Goed, dis die slegte nuus. Hoe veg ons dan terug teen hierdie onsigbare kaper? Wel, die antwoord, nogal ironies, is met 'n oorweldigende mag van die einste ding wat KRM blokkeer, suurstof. Die eerste linie van verdediging is redelik eenvoudig. Ons gee die pasiënt 100% suiwer suurstof om in te asem deur 'n masker. Die idee is om die kalmon letterlik van die hemoglobiene af te stoot. Maar, vir die regtig ernstige gevalle, is daar 'n baie kragtiger wapen in die arsenaal. Hiperbariese suurstofterapie, of sommer net HBO. Nou HBO is nie net om vir jou meer suurstof te gee nie. Dit is baie slimmer as dit. Pasiënte gaan in 'n spesiale kamer in waar die druk verhoog word, amper soos om diep onder die water te duik. Hierdie kombinasie van hoë druk en 100% suurstof doen iets wonderliks. Dit los massiewe hoeveelhede suurstof direk in die bloedplasma op. Dit omseil basies die gekaapte rooi bloedselle en lewer suurstof direk af aan daardie uitgehongerde weefsels. Maar, en hier is waar dinge interessant raak. Al klink die wetenskap agter HBO rotsvas, is daar eintlik 'n redelike groot debat in die mediese wêreld oor hoe effektief dit nou eintlik in die praktyk is. Op papier is dit nogal treffend hoe perfek HBO elke aspek van KM-vergiftiging teewerk.
Dit spoel nie net die KM vinniger uit nie, dit normaliseer die suurstofvlakke, dit help die selle se energieproduksie herstel en, baie belangrik, dit verminder daai skadelike inflammasie wat tot langtermyn breinskade kan lei. Dis die perfekte teenmiddel. So, dit bring ons by die groot vraag. As die meganisme so duidelik is, hoekom stem nie almal saam nie? Wel, die antwoord lê in die deurmekaar en dikwels teenstrydige resultate van kliniese proewe op mense. En dis basies die situasie. Die bewyse is gemeng. Daar was een groot hoë-kwaliteit-studie wat gewys het HBO help regtig, veral om daai langtermyn kognitiewe probleme te voorkom, maar ander studies het weer geen verskil gevind nie. Die probleem is, kritici wys vinnig uit dat daardie studies dikwels foute gehad het. Miskien het hulle nie die regte dosis of druk gebruik nie, of hulle die pasiënte nie lank genoeg dopgehou na die behandeling nie. So dis moeilik om appels met appels te vergelyk. Maar ten spyte van al hierdie akademiese heen en weer, is die kliniese aanbeveling vir dokters op die grond redelik duidelik. Groot, gerespekteerde organisasies soos die American Heart Association gee 'n klas 1 sterk aanbeveling. Dit beteken, gebaseer op alles wat ons weet, beveel hulle sterk aan dat HBO gebruik word vir akute koolstofmonoksiede vergiftiging. OK, ons het nou gepraat oor die gif, die skade en die kuur, maar die heel kragtigste instrument van almal, dis om te sorg dat hierdie vergiftiging nooit in die eerste plek gebeur nie. Jou nommer 1 verdedigingslyne is doodeenvoudig, 'n koolstofmonoksiede-alarm. Werklik dis nie onderhandelbaar in enige huis waar daar brandstofverbrandende toestelle is nie. En is belangrik om te weet hoe hulle werk. Hulle gaan nie dadelik af as daar 'n piepklein bietjie KM in die lug is nie. Hulle is slim ontwerp om te reageer op gevaarlike konsentrasies oor tyd. Dit gee 'n akkurate waarskuwing wanneer dit regtig saak maak en voorkom vals alarms. So, daar het jy dit. Ons het die onsigbare sigbaar gemaak en die komplekse, hopelik 'n bietjie meer verstaanbaar. Die wetenskap is duidelik en die oplossing ook. Die laaste vraag is nie vir my om te antwoord nie, maar vir jou. Is jou huis voorberei?